Ek is Wikus Buys van die Begrond Instituut. Een van die wesenlike probleme wat die Afrikaner huishouding en die Afrikaner volk tans beleef, is die hele kwessie van gemeenskaplike of gemeenskapstrauma. Ek is tans besig om die versamelde werke van Tosius deur te lees. En in een van sy beskrywings het hy verhaal neergeskryf wat aan die einde van die Tweede Wêreldoorlog gepubliseer is in 'n koerant daar is, wat ek nie geweet het nie, maar wat vir my baie aangrypend was, maar ook toepaslik op ons huidige toestand van gemeenskapstrauma of volkstrauma. Nou die storie soos wat berig word en wat Tosius neergeskryf het, is van 'n rooi leer kommunistiese soldaat wat 'n paar nazi-soldate krygsgevange gehad het, 10 van hulle. En hy moes hulle op 'n bepaalde plek of op 'n bepaalde dorpie gaan aflewer. Dit was sy opdrag. En terwyl hy met hulle nou onderweg was, het hy deur 'n dorpie gekom en daar het 'n vrou uit die skare, een van die nazi soldate wat krygsgevange was, wat natuurlik verslete was en uitgehonger was, geëien, nader gekom, gehuil, met hom gepraat. En deur al die taalverwarring het die kommunistiese Russiese soldaat agtergekom dat dit is hierdie vrou se man. Hy beleef toe 'n barmhartigheidsmoment en hy laat hy gee die man vir die vrou dat hulle kan weggaan. Maar, en dis die punt wat Tosius toe nou maak, omdat hy onder 'n ideologie leef, omdat hy bepaalde opdragte het, omdat hy in die kommunistiese rooi leer is, moet hy 10 mense aflewer en hy het nou net 9. En hy, om die probleme vir hom op te los, dadelik amper nadat hy die man vir die vrou teruggegee het, kyk hy rond en hy sien 'n jong man wat daar rond staan en hy arresteer hom en sit hom in die groep. Nou hierdie storie het my aangegryp, en ten eerste omdat ek het dit nog nooit gehoor nie, maar dit symboliseer ook vir my iets van wat trauma in 'n sekere sin ook in 'n mens kan doen. Ek vertel nie die storie om nou te verwys hoe aaklig die kommunisme is nie. Ek gebruik die storie om 'n simbool na vore te bring dat hierdie rooi leersoldaat amper sekondes uitmekaar uit goed en kwaad gedoen het. Hy het barmhartigheid vir sy naaste gehad en die man en vrou weer by mekaar gebring. Maar onmiddellik daarna het hy boos opgetree en in 'n jong man se lewe verwoes. Nou, ek wil dit toepas op daardie verskynsel om te gelykertyd goed en kwaad te doen en te beleef. En ons traumatiese ervaring as volk tans, en natuurlik histories, het iets van dit by ons ook losgemaak, dat daar van die beste goed kom in ons na vore, maar ook van die booste en die slegste goed. En ons gaan hierdie saak van gemeenskapstrauma of Afrikaner volkstrauma op 'n diep godsdienstige manier moet aanspreek. Die saak het regtig ver gekanker. Ons durf nie langer stil bly hieroor nie. Ons kan nie meer aangaan asof hierdie saak nie bestaan nie. Die volk, die Afrikaner volk, het 'n diep trauma wat ons belewe, en as ons dit nie gaan aanspreek nie, gaan ons nie geskik wees om ons roeping as volk te volvoer nie. Ons sal dit wat ons droom en doen, die goeie wat ons wil, sal ons nie by uitkom nie, omdat hierdie kwade kanker nie genees is nie. As mens die boek van Helene Opperman-Loos lees, Apartheid Britain's Bastard Child, dan kom mens diep onder die indruk van hoe ver terug trauma in 'n gemeenskap of in 'n volk loop. Die idee dat ons tans in 'n krisis beleef,
of staan, is natuurlik geldig en waar, maar die punt wat aangespreek behoort te word, is die saamgedraade of saamgesleepte trauma, en hier wil ek in die besonder nou twee dinge uitsonder. Die een is natuurlik die hele ervaring van die Bosoorlog, wat meer as 3 dekades was, en dan natuurlik ook die 94-95 bedelingsverandering. Die trauma element en die twee sake sluit ook eintlik by mekaar aan, kom in kort daarop neer dat nou na 3 dekades na 94 begin die Afrikaner kollektief verstaan dat daardie tyd eintlik nie die waarheid met ons as volk gepraat is nie. Die woord verraad is nie iets wat die Afrikaner ligtelik opneem nie, in ons nie net in ons taal nie, maar ook in ons kulturele raamwerk is die woord verraad baie diep. Ek gebruik dus die woord nie ligtelik nie, maar dit omspan ook wat eintlik hierdie trauma veroorsaak, en dit is 'n diep gevoel van verraad. In kort het die Afrikaner by naby toe beleef dat wat beloof is en wat gesê is glad nie so uitgewerk het nie. Ten eerste die hele kwessie van wigte en teenwigte, die hele kwessie van dat ons onsself nog gesien het as 'n westerse beskawing, as teenwig teen die kommunisme, die idee dat ons 'n land het, dat ons nie tweede klas burgers is nie. Dis nou klomp dinge wat nou saamkom, trek eintlik saam in hierdie onverwoorde punt, en ek sal nou verder daaroor iets sê, in hierdie onverwoorde punt dat daar 'n diep gevoel van verraad is. En daar word nie oor gepraat nie. Dis 'n baie vreemde karaktertrek by ons Afrikaners. Professor Guido Mee het in sy boek oor die Afrikaners, die biografie, het hy aangetoon dat in die eerste 3 dekades na die Tweede Vryheidsoorlog het die boere bykans glad nie, die Afrikaners het glad nie oor daai trauma gepraat nie. Nou dit beteken nie hulle het dit nie probeer hanteer nie, maar die punt is maar net ons Afrikaners het 'n snaakse manier dat ons trauma ignoreer, nie wil aan aandag gee nie van bewus is nie. Ons wil net doodgewoon aangaan en deurgaan. Nou die netto effek in die akademiese literatuur is regtig baie vol hiervan, en mens behoort ook 'n studie daarvan te maak hoe dit op Afrikaners huidig self, daar is al 'n paar, maar mens moet 'n omvattende studie daaroor doen, is dat hierdie gevoel van verraad wat eintlik maar 'n langtermyn ervaring van verlies meebring, nie net verlies aan klomp goed, verlies aan natuurlik politieke mag die eerste, maar uiteindelik, soos wat ons dit nou beleef, dat mens eintlik uit die land uitgedruk wil word, die ekonomiese BEE goeders, ek noem maar nou net 'n paar goeders op. En kort kom dit daarop neer dat die Afrikaner kollektief trauma beleef, in die sin dat dit treurtoestand by ons het, want dit is wat trauma is, jy kry dit nie afgesluit nie, dit word nie behandel, dit is nie in daardie sin soos 'n begrafnis waar jy dan huil en deur 'n rouproses gaan en stap en die tipe van ding nie, jy gaan net aan mekaar aan verder met hierdie rou sweer en hierdie rou wond. Nou, ek is selfs nou versigtig om te vinnig, te haastig daaroor te praat, omdat ons Afrikaners amper soos 'n see-anemoon reageer as ons hierdie probleme in die oë moet kyk, is asof ons heeltemal weer wil terugtrek, nie die saak in die oë wil kyk nie. Die hartseer gevaar en die hartseer gevolg van hierdie trauma wat nie verwerk word nie, is 'n ontsaglike groot mate van wantroue. Wantroue onder mekaar, wantroue teenoor die kerk, wantroue teenoor owerhede, wantroue teenoor mekaar, noem maar op. Daardie vertroue wat herstel moet word, 'n volk kan nie opstaan. 'n Volk kan hom nie self weer sin en betekenis in Christus gee as daar nie hierdie saak is dat die vertroue weer moet terugkeer nie.
Ons by Begrond is dus diep oortuig daarvan dat ons daaraan moet mee help, of dit ten minste al hoe meer op die tafel moet probeer sit, dat trauma en Afrikaner trauma wat 'n historiese ervaring by ons is, maar dan veral waarna ek verwys het die Bosoorlog en die 94 oorgawe oorname, maak nou nie saak hoe jy dit wil sien nie, is nie hanteer nie. En die feit dat ons op 'n bepaalde manier nou tans optree met mekaar en met ander mense, is uit vrees en wantroue gebore. Die historiese eksistensiële angs wat ons het, die vrees vir uitwissing, maak dat ons eintlik permanent in hierdie staat van trauma nou leef. Nou, hoekom ons dit nie agterkom nie, is omdat ons eintlik nooit breek met dit nie. Ons gaan so permanent met dit aan, dat dit vir ons normaal is om so te wees. Terwyl dit, as mens net met vergelykende studies werk, ander gemeenskappe wat deur ook verskriklike traumas gegaan het, kan mens baie duidelik 'n liniaal neersit en sê, maar iets is nie reg tans by ons volkshuishouding nie. En dit is 'n moeilike ding om te erken. Dit is nie hierdie inhuisgesprek wat ons moet voer, gaan nie maklik wees nie, dit is seer. Soos ek genoem het, die hele kwessie van verraad en wantroue het mense en verhoudings so laat afbreek dat daar amper nie 'n gesprek hieroor moontlik is nie. So, ons gaan moet 'n studies laat doen. Ons gaan 'n programme moet hê, moet 'n aangepakte projek wees om ook hierdie trauma aan aandag te gee. Een van die baie slegte gevolge wat die liberaliste en die liberale ideologie op ons volkshuishouding gehad het weer die teologie ongelukkig tot ons gekom. En dit is dat daar 'n verskriklike individualisering plaasgevind het. In kort kom dit daarop neer, as mens nou oor die trauma praat, dat trauma eintlik net op 'n individuele persoonlike vlak hanteer word. Het sy deur die kerke of dan die maatskaplike werkers of sielkundiges. Nou, ek gaan my nie daaroor nou uitspreek nie, en alhoewel dit wonderlik en goeie werk is wat gedoen word, waar die trauma op hierdie manier aangespreek word. Maar die punt wat ek wil aantoon, is dat die teologie, die kerke, het die laaste 3-4 dekades die verbond van die Here agterweë gelos, in 'n groot mate. Veral die sosiale implikasies of die gemeenskapsimplikasies van die verbond, iets wat ons voorouers baie goed geken het, as mens maar die toesprake van byvoorbeeld Paul Creer weer lees, dan kan jy sien dat hulle dit geleef het, hulle het dit asem gehaal, dat die Here deur die verbond, met ander woorde sy beloftes en sy bevele, wat veral dan en primêr deur Christus vir ons waargemaak word en uitgedeel word deur die wedergeboorte en deur die inwoning van die Heilige Gees, en dat daardie feit ook op sosiale terrein of soos die ou mense gesê het, op die volksakker ook van toepassing gemaak kan word. So dis 'n punt wat ek graag wil weer in die debat inbring en sê, die kerke behoort hierdie nalating of hierdie nalatigheid reg te stel. Die Bybel is propvol daarvan. Trouwens, ek is oortuig daarvan dat die gereformeerde teologie die draer is van hierdie idee om verbondsmatig te dink oor wie God is, omdat God self hom openbaar as die God van die verbond. Nou, wat beteken dit as ons na volkstrauma kyk? Ek gaan een saakie uitlig, en dit is die profeet Esegiel in Esegiel 47, waar Esegiel dan die waterstroom moet meet, wat onder uit die altaar stroom in die tempel, wat natuurlik dui op die, in sy breë konteks nou, die evangelie van Jesus Christus, die lewende water. En dan aan die einde van daardie gedeelte, en ek gaan net vers 12 gou vir ons lees, om te sien waar die
breedte van die verbond, hoe wonderlik genesend dit ook vir 'n volk kan wees wat Christus se beloftes aan vashou, dat Christus die lig van die nasies is. Hy is nie net van enkelinge nie, hy is dit ook, maar hy is ook die lig van die nasies, en dat hy ook gesonde volke wil sien. Met ander woorde, as mens dit nou reguit wil stel, ons leef tans as 'n getraumatiseerde volk en die Here wil nie hê ons moet so leef nie. In Esegiel 47 vers 12 staan die volgende: En by die stroom sal aan albei kante allerhande bome groei om van te eet, waarvan die blare nie sal verdor en die vrugte nie sal opraak nie. Elke maand sal hulle nuwe vrugte dra, want die waters waar hulle aan staan, uit die heiligdom stroom hulle, en hulle vrugte sal wees om te eet, en dan nou vir al hierdie woorde, en hulle blare om te genees. Nou, dis baie duidelik, natuurlik ook 'n beeld wat aansluit by die boom van die lewe, en daarom lees ek ook die tweede vers van Openbaring 22, wat hierdie beeld van Esegiel, of hierdie profesie van Esegiel direk weer by aansluit. In die middel van die straat was, en weerskante van die rivier was die boom van die lewe, en wat 12 maal vrugte dra, en elke maand sy vrugte gee, en die blare van die boom is tot genesing van die nasies. Is tot genesing van die nasies. So, ons gaan diep moet nadink as Afrikaners, om hierdie trauma wat ons tans in leef, nie net wat met ons gebeur het nie, maar die gevolge van wat met ons gebeur het, vertroue wat geskok is, wantroue. Ons gaan weer met daardie na Christus moet luister, die lig van die nasies, wat baie duidelik deur die profete en die Nuwe Testament baie helder gestel word, dat Christus ook in sy koningskap en in sy reddende genade ook tot genesing van nasies wil wees. En kort beteken dit, ons mag nie langer hierdie traumatiese toestand van ons volk so onaangeroerd aanvaar nie. Dit is nie reg voor die Here nie. Ons kan nie maak asof Christus 'n halwe Christus is. Asof Christus se genade nie genoeg is nie. Asof hy nie 'n reikwyte het om ook 'n hele volk aan te raak en ons weer te genees nie. Luister maar na die opmerkings, die braaivleisgesprekke. Luister maar diep, dan het ons in 'n sekere sin moed opgegee. Afrikaners is maar verdeeld. Dis maar hoe die saak is. Dinge sal nie weer regkom nie. Ons maak nie saak hoe mense dit wil verwoord nie. Dit is nie waar nie. Die Here Jesus Christus is die lig van die nasies. En die rykwyte van die evangelie van Christus is ook tot genesing van volke. En ons moet hierdie wonderlike geskenk wat God ons in Christus gee, weer opnuut vasgryp. Die kerke moet hierin die voortou neem. Die predikers moet luister en lees wat in die Bybel staan. En alles sê wat daarin staan. En daar staan verbond. Daar staan binding. Daar staan beloftes wat die Here vir nageslagte gee. Dit is nie maar net individuele sake wat aangespreek word nie. Ons moet dus opnuut weer nadink of die hap wat die liberale teologie in ons volkslewe ingeskeur het, of dit nie naby ons aorta gekom het nie. Ons probeer nou die kommunisme en die sosialisme beveg, maar ons kan en sal dit nie regkry as ons dit met die liberale mondering probeer doen nie. Daar is maar net een manier, en dit is dat ons werklik as volk weer terugkeer na die Here Jesus Christus toe. Ons ken sy naam, hy is nie onbekend by ons nie, maar in hierdie sin het ons ook hom begin wantrou, asof hy nie ons gesond kan maak nie. En daarom hierdie oproep, maar ook hierdie opwekking, maar dis ook 'n baie, baie diep
vermaning, en ek sluit myself daarbey in, dit is seer om te vermaan wanneer iemand siek is. Maar ons moet dit tog vra, ons moet tog diep vra, waarom het hierdie goed oor ons gekom? Waarom beleef ons dit, en nou wil ons nie in ligsinnige verklaringkies ingaan nie. Maar een ding staan wel vas, en dit is nie so bekend by almal nie, toe oud-president F.W. de Klerk ingesweer is onder hierdie nuwe bedeling, het hy, en jy kan dit maar nagaan, dit is op die internet beskikbaar, het hy in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees gesweer. En dit het God nie vergeet nie. Hy het dit gehoor. En nou is die vraag, is dit by ons almal nog ja en amen so? Of sê ons het nie dit geweet nie? Met ander woorde, die profete in die Ou Testament het telkens die volk wat die kerk van die Here in daai tyd was, teruggeroep en sê, moenie maak asof dinge wat in die verlede gebeur is, nie meer in God se geheue is nie. En die Here roep ons nou terug, want dit was 'n verbondsbreuk wat daar plaasgevind het. Met ander woorde, die volk het onder die Here uitgegaan. Met ander woorde, die Here roep ons nou terug. Jesegiel sê, maar ek wil dat die blare tot genesing van die nasies is. Ek wil die stroom van die lewe en die boom van die lewe skenk, dat dit ook van genasies tot genesing is. Maar dit is nie wat ons volk amptelik, en jy moet nou verstaan wat ek bedoel nie die individue wat daar teen was nie. Want amptelik het ons voorman, en of jy nou vir hom gestem het of nie, is nie die punt nie. Hy het amptelik in sy amp, het hy in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees onder hierdie ding ingesweer. En dit het God nie misgekyk nie, en ons gaan dit moet op tafel sit. Ons vra so baie, waarom hierdie sla? En ek gaan nou 'n baie kontroversiële ding sê, en ek hoop daar is ore om te hoor, dat ek dit met die grootste liefde probeer sê. Ons dink, ons het 'n ANC-probleem, of ons dink ons het 'n bedelingsprobleem. Maar wat as die Afrikaner se diepste probleem God is, omdat hy ons kwaadlik neem oor dat die verbond vergeet is? Die beloftes wat die Here gemaak het, maar ook die beloftes wat ons in ons lyn, in ons geslagslyne, met ander woorde wat ons baie goed ken, wat ons voorouers wel bygehou het, en wel dit bewus van was. Die punt wat ek nou op afstuur, is daar die 1995 eedswering van F.W. de Klerk. Is 'n verbondsbreuk wat verbondsvloeke na vore gebring het. En die Here gaan ons al hoe meer op hierdie saak wys. Met ander woorde, ons word in verskriklike hoeke vasgekeer. Maar dit sal tragies wees as ons na die stok kyk wat ons slaan en nie die hand sien wat ons slaan nie. En hierdie is nie 'n gemaklike gesprek nie. Dit is 'n diep godsdienstige, is ook 'n teologiese gesprek, is 'n kulturele gesprek. Dit is 'n diep godsdienstige gesprek, nê. Met ander woorde, in die moeilikheid waaraan ons is, waarvan die belewenis tans gemeenskaps- of volkstrauma is, en die hantering daarvan. Wat sê God daaroor? En die Here sê twee dinge tans. Aan die een kant sê hy, my genade is vir jou genoeg. Dit sluit ook 'n volk in. Dit is tot genesing van die nasies. Ons mag nie en ons durf nie moed opgee nie. Ons kan nie enigsins die vyande wat op ons skree en wat ons wil uitkanselleer, wat ons letterlik wil uitdelg, enigsins toelaat dat dit ons geloof beïnvloed, of dat ons so in vrees verval, dat ons sê selfs God sal ons nie kan help nie. Dit mag ons nooit sê nie. En mag die Here gee dat ons dit nie eers by ons opkom om dit te sê nie. Maar die tweede saak, en dit is dat die Afrikaner verbondsbreuk teenoor God gepleeg het as volk. Nou nie, ons praat nou nie van individue een op een nie. Dis nie 'n gemaklike ding om te erken nie. Daar het materialisme by ons ingekom, ons het meer oor die goeders begin bekommerd as oor God.
Ons het in 'n groot mate ons rug op God gedraai. Daar is klomp dinge wat kan aantoon dat ons diep volksondes het waaraan ons vasleef. Wat ons nie met die Here uitklaar nie. En in ons trauma, en ek bedoel dit nie lelik nie, ek bedoel dit omdat dit so is, kerm en skree en klaag ons voor God. Maar die punt wat God by ons wil tuisbring, die verbondsbreuk, daaroor dink ons nie, daaroor praat ons nie, daaroor preek die dominees nie. Dit moet reggestel word. God is die God van die verbond. Sy beloftes en sy bevele is van geslag tot geslag. Die Here het nie vergeet wat hy aan ons ouers en voorouers beloof het nie. Die lyn waaraan die Here ons hiernatoe gestuur het, is helder by God. Hy het nie enigsins uit sy gedagtes laat gaan nie. Die Here het 'n roeping vir die Afrikaner. En soos wat ons naam sê, is daar 'n roeping gebind aan 'n plek. Die Here het vir ons werk in Afrika, maar ook in die res van die wêreld. Die Here wil ons genees. Hy kan en hy wil dit doen. Sy liefde het nie opgehou nie, inteendeel. Hy soek ons op. Maar die Here tugtig ook. En die groot blindheid wat oor ons gekom het, en dit is ongelukkig iets wat trauma doen, is dat trauma maak jou so seer, dat jy doof en blind word. Dat ons nie dit enigsins ooplaat, dat dit God is wat ons slaan nie. Mag die Here gee dat ons as Afrikaners diep tot inkeer kom oor hierdie punt. Laat ons terugkeer na die verbond. Laat die kerke, die liberale teologie van bekering kom, wegdraai daarvan af. Dit is nie wat in die Bybel staan nie. Laat ons nie die kommunisme en die sosialisme vrees of daaraan proe of daaraan vat nie. Dit is nie wat die Here vir ons wil nie. In die verbond wat die Here gesluit het, lê daar wonderlike beloftes, maar daar lê ook bevele in. Maar die Here het ook beloof dat as ons die verbond breek, sal daar ook oordeele oor ons kom. En dit is 'n geweldige ding, dat 'n volk moet dink dat die Here ons slaan. Dat ons nie die reg het, en ek sê nou die tweede gevaarlike ding, dat ons nie die reg het om onsself hier as slagoffers te sien nie. Want een van twee dinge is waar. Of Christus is die slagoffer, volledig die slagoffer, dis wat die Bybel leer, hy is die lam wat geslag is. Alles het op hom neergekom. Jesaja 53 sê dit pertinent, deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Of Christus is die slagoffer, of ons is die slagoffer. Hierdie kulturele ding wat tans onder ons ontstaan om onsself as slagoffers voor te hou, is baie, baie gevaarlik. Dit dra die kiem in hom om in daardie slagofferskap verby Christus te kyk. Dit is ongelukkig ook wat trauma doen. Trauma maak jou so seer, maar jou pyn maak jou so selfsugtig, dat jy nie helder kan dink nie. En dat jy nie die dinge reguit kan sien nie. En daarom het ons Christus nodig. En daarom kom die Here ook weer tot ons. Met die skrif en met die Heilige Gees. En breek hierdie gevangenskap in ons denke oop. En laat die skille van ons oë afval. En sê vir ons twee dinge. Ek wil julle as volk genees. My taak met julle en my gedagte met julle is nie klaar nie. Ek het julle nie vir die dood opgeskryf nie. Daar is 'n toekoms. Ek beloof julle dit. Hou vas aan Christus, want Christus het opgestaan en die stroom lewende water is, die boom van die lewe, is ook tot genesing van die nasies. Maar Christus waarsku ook die Afrikaner. Moenie voortgaan om te dink dat mense in verbondsbreuk voor God kan lewe en dit is konsekwensieloos nie. En dat wanneer die houe val, mens jouself slegs as slagoffer sien en nie as verbondsverbreker nie. Dit is nie maklike dinge wat ek nou ter tafel stel nie. Dit is
Dit is eintlik ontsaglike dinge, want dit het met die Almagtige te doen en 'n volk se hele lewe. Maar dit is wat op die spel is. Ons volk se hele lewe is op die spel. Nie ten eerste hier in Afrika nie, maar voor God se oë. En die Here roep ons terug en sê, erken die verbondsbreuk, kom daaroor tot bekering, bely dit. Vergifnis is in Christus reeds beloof. Maar as ons dit nie doen nie en dit nooit sê nie, en net almal die skuld gee, ons vyande, dan loop ons die gevaar om juis in die slaggat van die Satan te val, om Christus mis te loop in ons volkslewe. Mag die Here gee dat ons hierdie saak van volkstrauma oor begin praat, daaroor begin bid, daaroor begin werk, en laat ons doen wat God wil hê ons moet doen, en laat ons aanvaar dat hy ons wil genees. Die blare van die boom van die lewe is tot genesing van die nasies.